Dis vir my wonderlik om te sien hoe dat kinders hulle lewe bou. Hoe hulle al die blokkies aan mekaar sit en opgewonde is oor elke ding wat hulle reg kry. Oom, ek is nou in graad R en ouma, kom saam, graad 1 begin en dan gaan ek van graad 1 na graad 2 en ek vorder so dwars deur die skool en dan iewers in die verre toekoms kom ek uit by daai groot oomblik van matriek. En daai oomblik kyk 'n mens ver vooruit. En sê ek het nou gebou tot hier, maar nou droom ek vir wat oor 20 jaar voor lê. Ek gaan dalk studeer, dalk werk. Ek gaan nog eendag 'n maat kry, dalk trou, dalk 'n gesin hê en ons eie huis intrek. Dis die drome van wat ek verder gaan bou. En dit is wonderlik. Dis die entoesiasme wat die Here in kinders se lyfies ingeplant het. Maar daar's ietsie hartseer ook. Partykeer oor 20 jaar het hierdie gebou nie gegroei en staan stewig nie, maar het dit in mekaar geval. Wat keer dat my lewe in mekaar val? Want onthou die persoon wat daar by die robotstaande bezdel was ook op 'n stadium in graad 1 en dalk selfs graad 3, graad 12. Wat het gebeur dat daai een se lewe nie gebou het nie en uitmekaar uitgeval het? Wat keer dat my lewe uitmekaar uitval? Die Here gee gom. Hy sê, ek gaan nie dat jy die blokkies sommer net so los op mekaar hoef te sit nie. Ek gee 'n gom wat jou lewe gaan aan mekaar vasbind. En ek wil van 2 goeie soorte gom praat en 2 gevaarlike soorte gom. Die eerste in die oorkoepelende gom is dat die Here sê, ek gee vir julle die Godsliefde, dis die gom. Kolossense 3 vers 14 sê, bo dit alles moet julle mekaar lief hê, want dis die band wat tot 'n volmaakte eenheid saambind. Dus as ek daai soort gom het, dan gaan dit my lewe in mekaar hou. As daar aardbewings en tsunamies vir my tref, dan is ek nie alleen nie. Dan gaan daar iets wees want ek is vas aan die Here, dis Gods liefde. Ek het 'n band met hom wat nie kan loskom nie, met wat ek in gebed en in Bybel lees en in sy belewenis sterker maak, sodat dit my lewe se onderdele bymekaar hou. En dan is ek nog vas aan medemense, sodat ek nie alleen 'n ou muurtjie bou nie, maar daar's mense langs my. Ek het my kerkvriende, my geloofsvriende, die mense wat saam met my die pad stap en saam met my die groot oomblikke van matriek tot troue beleef. Die Here sê, Gods liefde gaan jou lewe soos 'n volmaakte eenheid saambind en keer dat aardbewings jou nie ontwortel nie, nie omstandighede nie, want jy is vas aan my en aan jou medegelowiges. Dus bou jou Gods liefde. Daar's 'n tweede soort liefde en dis familieliefde. Dis daai soort gom wat maak dat jou pa en jou ma sê, ons kan nie vir jou ophou lief wees nie. En oupa en ouma sê, en boeties en sissies sê, ons wil by mekaar wees, ons het mekaar nodig. Daai soort familieliefde het die moderne wetenskap ontdek hoe dat God dit laat werk. Want daar's in ons liggame ingebou iets wat hulle noem 'n bindingshormoon, geleerde naam is oksitosien. En daai hormoon maak dat pa maar vir my onkeerbaar lief is. Waar vandaan kom dit? Dit kom daarvan dat pa en ma vir my in die oogies gekyk het, en my vasgehou het,
in my lyfie gestreel het en saam met my gekuddel het en al daardie dinge het gemaak dat daar 'n bindingshormoon afskei wat sê ons kan nie sonder mekaar lewe nie. Ons wil nie sonder mekaar lewe nie. Weet jy wat doen daai hormoon aan 'n mens? Dit sê dat ek gaan nie alleen wees nie, want vriende kan kom en gaan, maar daar's mense wat aan my vassit. Hulle is vasgebind. En dis veral die band tussen man en vrou wat deur daai bindingshormoon geanker word. God se familieliefde. As die eerste so 2 jaar se verliefdheidshormone weg is, dan is daar onder dit en rondom dit 'n binding, want ons het in mekaar se oë gekyk. Ons het aan mekaar geraak. Ons het vir mekaar vasgehou. En die mees intieme vashou is wanneer jy 'n seksuele verhouding het. Dis wanneer oksitosien die heel meeste afgeskei word. En dis wat maak dat na 50 jaar 2 mense sê ons wil nie sonder mekaar wees nie. Ons wil nie iemand wat mooier en slimmer en sterker hê nie. Ek wil vir jou hê, want jy's aan my vas, ons en ons kinders. En daarom wil ek sê, vir ouers, moenie net vir julle kinders help matriek kry en al die ander goed gee, soos 'n kar en die ondersteuning en al die ontwikkeling nie. Bou aan julle familieliefde, sodat as iets hulle tref, hulle terugkom en weet, ons het 'n anker, 'n tuiste. Dis die 2 goeie gomme, die godsliefde en die familieliefde. Daar's 2 gevaarlike soort gom. Ek weet nie of julle hierdie buisie partykeer in julle huis het nie. Superglue. As jy dit het, steek dit weg vir jou kinders, vir die klein kindertjies. Want as jy per ongeluk 'n druppeltjie tussen 2 vingers laat beland, dan kry jy dit nie los nie. Jy moet partykeer dit letterlik met 'n lemmetjie sny dat dit bloei, want dit wil nie loskom nie. Daar is goed, en nou wil ek vir kinders veral, vir matrieks, vir jong mense sê, daar's sulke superglue goed in die lewe waarvan jy moet wegbly, en ek gaan een noem, dwelms. Nou goed, mense sê, maar ek gaan dit so bietjie probeer, en die ouens sê, ek kan dit maar probeer, moenie dit probeer nie, want as jy dit sien, sit jy vas. Ek weet hoe dat party ouens by die robot uitgekom het deur dwelms. Ek het al pragtige kinders begrawe deur die superglue wat hulle mee gespeel het. Laaste, die tweede soort gevaarlike gom, en dis die los oksitosien van los seks. Onthou, in ons tyd is seksuele verhouding vir baie mense so normaal, almal doen dit, en mens dink ek gaan dit doen en wegloop en dit agterlos. Dit werk nie so nie. Want in elke seksuele verhouding word daai selfde hormoon afgeskei wat vir pa en ma en vir huweliksmaats al 50 jaar by mekaar vashou. En dan word die oksitosien wat bedoel is vir 50 jaar word vir na 5 minute afgeskei, en dan wil ek wegloop, maar ek kry daai een nie uit my kop uit nie. My kop gaan terug soontoe. Ek voel sleg oor myself. Wat het gebeur? Wat gebeur het is presies wat die Bybel voorspel het. Daar staan in 1 Korintiërs 6 vers 16, of weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut omgang het, liggaamlik een met haar is nie. God sê immers, die 2 sal een word. Dis daai teks wat vir man en vrou bedoel is, Genesis 2, hulle 2 sal een word, die oksitosien wat hulle saambid, gebeur nou hierso in hierdie losgoeders. Dus ek weet dit gaan moeilik wees, maar moenie rondslaap nie. Bly weg van die losverhoudings wat nou hier is, en dan gaan ek na die volgende een toe. Jy gaan nie maklik daai mens uit jou kop uitkry nie.
Bære die oksitosien vir jou 50 jaar mens, nie vir vanaand se vriend of vriendin nie. Ek gun vir elke jong mens, elke groot mens, 'n lewe wat nie uitmekaar uitval nie, maar wat al hoe mooier, hoër gebou word en so stewig staan, dat niks dit kan ontwortel nie, want my godsliefde en my familieliefde hou vir my by mekaar, dat ek nie uit mekaar uitval nie. Dis waarvoor ek nou vir jou wil bid. Liewe Heer, dankie dat U vir ons die gom van liefde gegee het. Daardie gom wat U vir ons aan U vasbind onherroepelik en ons aan U vasbind. En ons lewe dan aan mekaar vashou. Dankie vir ons familiemense, die liefdesmense wat U vir ons geskenk het. Gee vir ons die genade dat ons sal aan Godsliefde en familieliefde bou en wegbly van die gevaarlike superglues van ons omgewing. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek bid vir elke matriek wat nou die lewe ingaan. Dat jou lewe 'n pragtige toring sal wees. 'n Huis stewig op fundamente van God, waarin God woon en waarin jy met liefde en veiligheid kan bly. Seënwense.